Vandag se topstories. Harvey Specter sê hy's eintlik 'n softie. Dis wat oor is na die Volksskool koshuis afbrand. EFF maak amok op Elsenburg. 3 redes hoekom mediese fondse onbekostigbaar word en 2 dood, 2 beseer en 2 vas na winkelsentrum skietery. Goeiemiddag, ons tel af tot by vandag se topstorie en begin met Harvey Specter, oftewel Gabriel Macht, wat die hoofrol vertolk in die TV-reeks Suits. Hy's hier op eie bodem en ons het hom gevra of hy net so harde kwas is soos sy karakter Harvey. All new season. According to you. According to me is the only according to that matters. Please welcome Gabriel Macht, the lead actor in our favorite drama series, Suits. The whole thing about Harvey being cocky and aggressive and, it's a front. It's all a front. Underneath it, he's a broken man. Hoe lyk dit nou by Hoërvolksskool Potchefstroom waar die seuns koshuis laasnag afgebrand het? Susan Silje het gaan kyk. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie, maar daar word vermoed dit was moontlik 'n elektriese kortsluiting gewees. Die kinders is gelukkig nie beseer nie. 29 van hulle is reeds huis toe en hulle kry berading. Die ander word elders gehuisves in 'n koshuis. Die omvang van die skade moet nog bereken word. Die Raad vir Mediese Skemas het vanoggend sy jaarlikse verslag uitgereik waarin dit blyk dat die leksheid al hoe meer onbekostigbaar gaan word. Sakejoernalis Nelly Brand-Jonker het vir ons 3 belangrike redes hiervoor uitgelig. Premiestygings was weer ver bo inflasie. Dit was 9,5%. Die probleem daarmee is op langtermyn gaan mense nie meer mediese skemas kan bekostig nie, want soos ons almal weet, dit styg met meer as wat 'n salaris styg. Hulle breek ook vir ons op waarop skemas bestee. En die grootste deel van die besteding van die geld wat ons nou bydra, dis natuurlik ons eise, gaan aan hospitale. Maar wat kommerwekkend is dat dit het met 12% gestyg. Dis ook ver bo inflasie. Op mediese spesialiste wat 'n baie groot deel van ook van die koek vat van ons besteding, het dit 12% tot 26 miljard gestyg. Dit is ook baie skerp. Die ander belangrike ding wat ek opgemerk het, is dat in geheel het lede en afhanklikes, is nou begunstigdes van skemas feitelik glad nie gestyg nie. En dit is kommerwekkend omdat mediese skemas gewoonlik hoop vir jonger mense. Mense word al hoe ouer op skemas en dit beteken die koste gaan al hoe hoër raak. So al hierdie goeders dra by tot die stygings in koste. Terwyl die rektor van Stellenbosch Universiteit sy transformasieoplossing vanoggend aan die parlement verduidelik het, het EFF-lede na bewering die deure van die Elsenburg Landbou College buite Stellenbosch gesluit in protes teen die taalbeleid daar. Hierdie video van die insident doen nou op sosiale media die rond is. Alles laat sweepie buite. Kom in. 2 verdagtes is glo dood, 2 mense is beseer en nog 2 is vasgetrek na 'n beweerde gewapende rooftog vanoggend by 'n bank in die Clearwater winkelsentrum in Johannesburg. Ek was in die mall gewees. Ek was op pad om te waai. Dis net almal begin so half na die een kant toe van die mall hardloop en dit lyk, dit lyk so 'n commotion is. So almal staan op om te gaan kyk wat daar aangaan. En ewe skielik hoor jy net skote en almal hardloop deur die teenoorgestelde rigting en skree net run. Get out en vloek en skree harde kere. So het ek net my goed gegryp en buite toe gehardloop en almal het omtrent uit die mall uit gehardloop en winkels het toegemaak en hulle shutters toegemaak en so aan en toe ek so half agter die shopping mall weggekruip totdat ek gefigure het okay, dat seker nou rustiger en toe teruggegaan en a cargo with an estimated 1.2 million was also recovered on the scene as well as 4 unlicensed firearms. The suspects, when they appear in court, they will appear on charges of armed robbery as well as possession of unlicensed firearm and ammunition. But we are not ruling out the possibility that they might have been involved in other armed robberies around Gauteng. Wow, and do we know what they were targeting in terms of the property? They were targeting the courier van. And do we know what the courier van was transporting, what the property was? It was iPhones and cell phones. Tweet vir ons met die topstorie in jou omgewing of e-pos nuus by netwerk24.com.